Goeiemiddag julle. Ek hoop dit gaan baie goed met almal van julle. Ek wil net gou 'n gedeeltjie met julle kom deel wat ek eintlik al so hele rukkie terug van die Heilige Gees af gekry het, maar net nie daarby uitgekom het om dit met julle te kom share nie. Nou, die Bybel wat jy het, die Bybel wat jy voor jou het, daai Bybel, dit is nie net 'n woord nie. Die Heilige Gees kom wys vir my dat hierdie woord is jou brood. Soos wat jy 'n toebroodjie eet, is dit jou toebroodjie. Nou, hierdie hele Bybel wat vir ons geskryf is deur soveel mense, deur soveel skrywers wat gelei is deur die Heilige Gees, is nie net 'n klomp woorde wat hulle saamgesit het nie. Dit is nie net 'n klomp sinkonstruksies en grammatika wat hulle bymekaar gesit het nie. Maar omdat die woord jou brood is dit iets wat jy moet eet. Want dit gee daai voeding vir jou siel, daai genade vir jou gees, dit gee jou daai volmaking elke liewe keer wat jy 'n happie uit hierdie brood vat. Elke woord, elke hoofstuk, elke vers is soos 'n krummel of 'n happie, want jy eet daarvan en jy kou dit en jy verwerk dit en jou liggaam neem dit op en dit word deel van jou, so jou liggaam kom vat daai minerale en daai vitamiene en dit wat hierdie brood vir jou kom gee. So jou woord is jou brood. Wanneer jy deur jou woord gaan, wanneer jy deur die Bybel gaan, wanneer jy blaai en jy lees 'n gedeelte, is dit asof jy 'n happie van hierdie toebroodjie vat en jy kou daai happie en jy verwerk hom en jy sluk dit in en dit word deel hier van die binnekant van jou. Dit word soos stigtend, soos voedsel wat hier aan jou binnekant deel word en dan groei dit en dit vorm en dit kom maak jou vol hier aan die binnekant van jou gees en jou siel en jou verstand. So elke keer wat jy jou Bybel optel, moet jy dit sien asof dit soos jou toebroodjie is. Jy gaan 'n happie daarvan vat. Jy gaan elke krummeltjie wat 'n woordjie is, gaan jy opneem en dan gaan jy dit hier deel van jou hier in jou binnekant kom maak. So jou woord is jou brood. Elke keer vat jy 'n happie soos wat jy die woord bestudeer, eet jy 'n gedeelte van daardie toebroodjie wat dan deel word van jou liggaam. So moenie na jou Bybel in dieselfde opsig kyk nie. Elke keer as jy hom vat, is dit asof jy 'n happie van daardie broodjie van dit vat. So ja, ek hoop dit inspireer julle om 'n bietjie anders na julle Bybel te kyk en dan mag julle almal 'n geseënde dag verder hê.